Ja, nee, dit was 'n mooi maak preek, dit. dit was 'n goeie preek. Veral na 'n mooi liedjie. Ja, het ons huil, maar wanneer ons by die deure uitstap en ons moet gaan lewe daar buitekant net dink ek is hierdie een van die meer uitdagendste goeders wat ons baie keer half ons dink ons kan dit eenkant sit, maar dit is nie so belangrik nie. Hallo Gerry, ek hou van jou hemp. Van jou Dis is so met die van jou ook, Rias, met die- mooi groen. kat in die deur inval. Dit is ja, jy het 'n goeie of jou vrou het 'n goeie koopie daar gedoen. Ek weet nie of hulle met mekaar gepraat het nie. Seker. Ek wil net notuleer dat myne is Woolworths. En Old Khaki. So Gerry se is 'n Afrikaanse hemp en ek se Afrikaans met 'n Engelse aksent Ons hemp. het nou nie Stanley Bekker se kent dog ons kom ons probeer nou maar die klere. Ons gaan 'n bietjie af. Go team. Ja. Altyd goed om jou te sien, Rias. Ja. Ons dat verder te veel moeilikheid maak. Ja. So ons is by die laaste ene in ons reeks oor die liefde. Kyk, ons is nou geliefde, né? So dis baie liefde daai Ons is nou vir 6 Sondag 40 dae geliefde. Gits, né? Wat voel eintlik, dit voel lank was. Eintlik is dit eintlik maar net 'n oomblik gewees net. Ja. So Rias, ons het die reeks begin wat 5 Sondae terug net, nee, ons het daai skrif begin in Matteus 22, waar die skrifgeleerde eintlik vir Jesus in 'n struik wou gelei het deur hom 'n vraag te vra. Maar dan antwoord Jesus hom met die vraag oor wat is die belangrikste ding in die lewe. Dan sê hy jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand en dan gaan hy aan. Hy stop nie daar nie. Hy sê dit is die eerste en die groot gebod. Dan sê die tweede een wat hiermee gelyk staan en ek dink ons mis dit baie keer. Is jy met jou naaste lief hê soos jouself. So ons het begin deur vir mekaar te sê hoe moet ons God lief hê? Hoe lyk die Here? Hoe lyk liefde? Ons het hier 'n klomp weke oor dit gepraat net. Ja. En nou wil ons die reeks afsluit by die tweede een te kom. Wat gelyk staan aan daardie een. Hoe het ek ander lief net? En hierdie is die mees praktiese een wat by die huis slaan, want die baie wêreld. jou liefde teenoor God is baie persoonlik en jy is met hom en dis nie so direk in jou gesig altyd fluffy en- Ja, dis daar en dis belangrik, maar Baie. nou is dit mense en dis hier, dis na in die huis, dis elke dag, elke asem hier is mense en hoe hanteer jy dit? En hoe Maar dis rarig ek nou, ek het rarig? die rede van vir jou eintlik vir jou vraag vra net, nê. Nee. Ons lees nou, ons het nou hierdie gepreek nou gister, nê. Nee. Ons sal nou die storie praat van die ou wat sy wat sy Klink my soos opgebring huwelik. het, die dak Ons het oopgebreek gepreek. Maar ons praat oor hierdie goed in die kerk dat ons ander moet lief hê. Ja. Ek weet nie altyd of ons hierdie goed so maklik uitleef nie. Weet Dit jy is wat- geen ding om te ja. hoor op 'n Sondag, nee, ons harte voel warm. Maar hoekom dink jy sukkel ons om hierdie ding so prakties te maak? Want hierdie klink so mooi in 'n kerkkonteks op 'n Sondagoggend. Ja, nee, dit was 'n mooi maak preek dit. en dit was 'n goeie preek. Veral na 'n geweest, mooi nee. liedjie. Ja, het ons huil, maar wanneer ons by die deure uitstap en ons moet gaan lewe daar buitekant net dink ek is hierdie een van die meer uitdagendste goeders wat ons baie keer half ons dink ons kan dit eenkant sit want dit is nie so belangrik nie en ons rig ons lewens nie in volgens hierdie beginsel nie. Ja. Hoekom dink jy Ek is ons kollega vriend? Ek is onseker. Dis so algemeen dat ek verskoning al uitgedink het wat ek dink geldig is. So jy moet jou naaste lief soos jouself. So my berekening is dan as ek nie vir myself lief is en vir myself bid nie, dan hoef ek nie vir my naaste, dan kan ek op dieselfde manier nie vir my laaste lief wees en bid nie, want dis mos nou die wiskunde Minder sommetjie. jouself liefhet hoef minder vir ander lief. Minder ek vir myself hou, kyk in die spieël lank genoeg en ek sê so as jy enigiemand anders te sien, is dit maar dis okay want ek is nie vreeslik positief oor myself nie, so ek hoef nie positief te wees. En ek dink daar's 'n baie groot geheim in dit, want dit wat jy dan oor jouself en ons praat dan van oor ander ook, as jy daai twee gaan versterk en jy regtig effort insit, soos met die preek en alles en persistent is en met jouself en om lief te wees vir jouself en vir jouself te kyk, vir jouself te sorg, vir jouself seker goed op te offer, dan vloei dit outomaties so uit, want God het jou lief, jy het jouself lief, jy het ander lief, maar weer jy het ander lief want God het jou lief. Maar dit is so algemeen dat sodra ek uit die deur uitstap, dan is die tou lank by Checkers en ek weet nie ek lus vir die hoekom vat hulle so lank en dan gaan my kaart nie deur nie en dan kyk sy my so snaaks aan of daar nie geld in my bankrekening, ons almal was al daar, dan voel jy dan voel jy skuldig en dan kyk jy so, "Ey, shame, né?" Ek is nie doen dit weer asseblief. En dan ewe skielik is ek nie meer lief nie. En so dis die praktiese ding in die praktyk, wat ek en jy beleef as predikante, nee, dat net as mense, nou nie as predikante nie, ons nie daai skuilgat gebruik nie. Maar die liefhê daar buitekant, die leef van dit wat ons in glo, realiseer altyd in ons lewens sien. En is een van die antwoorde nie miskien dat ons nie onsself regtig liefhet soos wat ons onsself moet hê of soos die Here ons sien nie. Ja, ek dink
daar's baie van die goed en die voorbeeld vir my, daar's nou so 'n animasie toe ek op skool was, Happy Tree Friends, wat moet dit nie kyk nie asseblief, dis wil. Dis van hierdie verskriklike gelukkige wouderdiertjies, hasies en goed wat rondhardloop. En hulle is so bly en die liedjie is so bly, maar aan die einde van elke episode gaan hulle baie tragies dood. En dit voel vir my, dit is ons liefde baie keer, is dat ek staan op en ek voel goed. Ja. En as ek goed voel, is dit makliker om lief te wees. Maar aan die einde van die dag is gekoppel aan emosies en dit is 'n praktiese ding van ons is mense, as jy in die bediening is of nie, maak nie saak, ons is mense. En dan die vraag is dan, dit moet anderster wees as net la 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 la. Dit moet en dit bring ons by die storie van 'n klomp vriende wat 'n vriend gehad het in Markus. Ja. En die ou het 'n probleem gehad, nee, hy was verlam geweest nie. En dan sien ons hulle liefde vir hierdie ou. Ek bedoel hulle gaan en hulle breek 'n dak se deur, hulle breek 'n dak oop. Ja. Om hulle vriend by Jesus uit te kry net. Ek wil dit mos iets gesê het van hulle liefde vir God, hulle liefde vir hulle self, maar ook hulle liefde vir hierdie ou net, nee, dat hulle bereid is om 'n paar goeders bietjie anders te doen net. Ja. En hulle liefde nie net in die sinagoge te los nie, maar 'n stelling te maak, 'n radikale stelling te maak, dat hulle vriend moet by Jesus uitkom. En die gedagteproses van dit om te sê dat ons weet hier is wat aan die gang is. So ons gaan op die dak kom met hierdie ou wat krag vat. As jy nou wonder hoe dit voel, probeer 'n persoon dra, dan om dakteels uitmekaar uit te ruk en om te laat sak. Dit is nie net van 1 2 3 blok myself MacGyver episode nie. Daar's 'n bietjie effort. Dit is hierdie ons gaan in die moeilikheid kom vir hierdie ding en veral in die Joodse tradisie hier is hierdie kontroversiële persoon wat mense genees en ons glo hy kan, ons glo in wie hy is, maar dan ook in die gemeenskap as ons nou hierdie ding doen. So julle is die ouens wat die dak afgebreek het van hierdie ouens moes regtig geglo het, né? O ja, nee, dat as hulle hierdie ou net by Jesus kan uitbring. Ja, hulle het alles op die lyn gesit vir dit. Dan weet hulle sal daar verandering kom net. En ons het gister daar gesels by die eerste punt het waar die Bybel sê in Johannes 3 vers 18 en dit connect nou mooi wat ons sê. Hy sê liewe kinders, ons liefde moenie net woorde of lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. En dan opregte. Nou kyk, as daar 'n daad was nou hierdie ouens gewees nie. Dit was nie net lippetaal gewees. Hier is ons vriend, Shame, hy's in die moeilikheid, hy's verlam. Ag, hier is die ou, hy's moeilikheid. Ons vat hom, ek weet nie, Bybel sê nie hoe ver het hom gedra nie. Jy kon miskien 500 meter wees, kon 5 kilometer wees, maar hulle dra hom. En dan sien hulle gaan nie by die huis inkom nie. Nog gat jy. Klim op bo, maak oop en sak hom af net. Ja. Dit sê iets van liefde wat nie lippetaal was nie, maar wat verder, daar was 'n bewys gewees van hulle liefde. Ja, en ek dink ons moet baie keer pertinent sê dat hierdie moet oorgaan in aksie. Daar's nie 'n ding van vriend, ons gaan jou vat om genees te word en dan dis nou te moeilik nie. Dis 'n ding wat liefde doen, is dat hy druk deur tot daai vrug gedra word. Die vrug van genesing, die vrug van hoe vergifnis verduidelik was vir skrifgeleerdes, dat hier is dit is verskriklik belangrik dat ons moet sê dat as ons vir iemand lief is en dit is dit wat ons wil doen, dat as ons dit sê dan druk ons deur tot die einde toe. Ek dink nie Rias, ons het mense lief soos wat ons sê ons het hulle lief nie. Ja, nee, is nie. Kyk, hierdie ouens het daar 'n vlak toe gevat. In my lewe, daar's 'n ou wat 'n uitdaging het. Ek is verskriklik jammer oor sy uitdaging. Ek gaan bid vir jou. Ja, en dan gaan kyk ek Netflix. Jammer om te hoor van jou stories. En ek dink dit moet ongelooflik konfronterend vir ons wees as volgelinge van Jesus. Dat dit baie keer net lippetaal is net. En ek dink een van die klisjées is dat ons vir jou bid. Ja, hierdie ouens kon net gebid het, maar hulle het nie net gebid nie. Ja. Dit verder kom, ek dink dit is die dringendheid wat ons gister wou geskep het en wat ons vanoggend of vanmiddag of vanaand vir ons miljoene kykers wil sê net dit kan nie net 'n lippetaal oomblik wees nie. Dit moet oorgaan na 'n aksie toe net wat van jou iets gaan vra. Dit gaan heel moontlik het almal gedink hierdie ouens het hulle van hulle sinne beroof. Ja. Maar het hom lief gehad. Het hom diep lief gehad. Ja, en so hoe diep het ons regtig mense, Rias? Ek dink ons moet dit baie sit in 'n sin. Ek het mense so lief, so diep lief dat ek bereid is om gehoorsaam te wees as die Here sê beweeg. As jy nou verstaan wat ek sê. Ek dink 'n voorbeeld van dit is in COVID tyd en hierdie is nie 'n ware storie nie vir enigiemand wat luister. Daar was hierdie sale gewees met mense wat gelê het en ons het toe besluit of ons gaan na van die plekke toe gaan en gaan bid by een van die hospitale wat nie gebeur het nie. Gaan bid toe buite vir Aktieve storie. Ja, dit het glad nie gebeur nie. Gaan bid toe buite vir hulle en daai van dis liefde want jy verstaan as mense wie ons ken en ons is daar buite en ek sien toe daar's 'n mediese professioneel wat ingaan in 'n deur en ek sê okay, kom ons gaan bid daar vir die mediese professionele. Maar dis mos nou maklik, dis liefde.
En wat die Here dan gewoonlik doen is hy laat groei dit tot op 'n punt toe ek weer sien toe ek heeltemal gewit soet in die saal besig om vir mense te bid wat nie regtig gebeur het nie, maar dit was so nee gewees. Saak nommer 5. Ja, so regtig. Dit het glad nie gebeur nie. Maar daai groei in liefde van ek is bereid om te gaan en dis uit en uit die Here wat sê in 'n tyd wat jy nie eintlik mag rondry nie, kom ons gaan bid daar. Alleen, nie met 'n groot en dit word dis gaan bid alleen. Dan gaan die Here sê maar weet jy wat jou vriend moet opgedra word. Dan gaan jy bid vir die dokters en dan is dit so of almal is nie seker wie ek is nie en ek lyk bietjie soos 'n dokter, die baard was kort geweest. So hier is die klere, kom ons gaan bid binne. Wat nie regtig gebeur het nie. Maar daai iets van die Here vat dit en hy druk jou na 'n plek toe waar jy meer en meer gehoorsaam gaan wees, want dis hoe liefde werk. Jesus het vir ons mooi gewys, dit is jy het groot geword in jou ouers se huis. Eintlik het van die hemel af aarde toe gekom, groot geword in jou ouers se huis en oor die liefdes het jy dit alles opgegee. Oor die liefdes het jy deur die woestyn gegaan. Oor die liefdes het jy vir mense gepreek en mense het jou verstoot en oor die liefdes het jy tot 'n sekere punt gekom waar jy toe alles gegee het. En ons doen nie dit meer so baie nie. Ons sal stop by die kom ek bid by my huis of ons sal stop by weet jy wat, miskien is 'n geldjie goed, maar hoe lyk daai vrug? Hoe groei daai vrug? Want dis die tipe bome wat die Here in sy tuin wil hê. Dis die wat meer en meer vrug dra, nie net die een appel nie, maar meer liefde. Ja. So as ons nou aan die einde kom van hierdie storieetjie vanoggend en waar ons die vliegtuig begin half bietjie begin land se kant toe. Wil ek 'n vraag vra, miskien vir jou en vir my ook maar vir ons 100 miljoen gereelde kykers ook net, nê. Glo ons regtig dat wat ons doen 'n verskil kan maak, nê? Of dink ons maar net ons doen dit want ons voel of skuldig of dit is die regte ding om te doen of glo ons regtig dat dit wat ek kan doen het die potensiaal om iemand se lewe absoluut te kan verander. Glo ek dit regtig dat dit wat ek doen kan verandering bring. Dat as ek daai persoon by Jesus kan bring, as ek vir hom kan lief hê, dat dit sy hele lewe kan verander net. Want jy sien dit in hierdie storie hier, dit is my so mooi dat wil nou doen hierdie ouens al hierdie goeters, hulle breek die teels, hulle sak hom af net en dan is Jesus se respons die volgende. Hy sê seun, jou sondes is vergewe. Ja. Dan gee hy vir hom eintlik die grootste geskenk wat hy vir hom kan gee van liefde, deur sy sondes te vergewe. Die Here genees hom fisies, maar hy verander ook sy hart. Glo ons regtig dat die evangelie van Jesus in 2025 nog steeds die krag het, wanneer ek en jy glo, wanneer ons mense lief het, dat dit hulle lewens kan verander. Ek wil vir jou sê, ek wonder of ons dit altyd glo. Ja, ons lewe nie asof ons dit glo nie. Dis 'n groot verandering. Ek bedoel, hierdie ou se hele lewe verander. Ja. Fisies, so op daai stadium word hy herstel. Ek bedoel, iewers is hy nie meer 'n bedelaar nie, hy kan werk. So sy menswees word herstel. Sy gees word herstel net. Van 4 ouens wat regtig geglo het dat as hulle hierdie ou lief genoeg het om hom by Jesus uitbring, is daar 'n verandering. Ek wonder of die kerk en ek miskien vir algemeen ek baie vanoggend of die kerk, ek en jy wat deel van die kerk is, regtig glo dat as ek daai persoon lief is soos wat ek hom moet lief hê en ek die dak oopbreek, ek die abnormale doen, ek die geloof het en hom by Jesus uitbring, dat God se liefde groot genoeg is om 'n verandering te maak net. En die bietjie geloof wat ek het. Ek dink dit moet ons almal uitdaag om anders te leef. Ja. Ek dink met hierdie 40 dae van liefde wat lank is, 6 preke oor liefde is baie lank. Nou nog gepreek oor. Ja, wel. En om aan die einde te kom van dit is 'n groot ding as jy vir 40 dae, sê ek leer vir jou om 'n tafel te bou. Ja. En vir die volgende 40 dae is dit wat jy doen. Jy bou 'n tafel. Die einde van 40 dae glo ek jy gaan 'n redelike stabiele tafel bou wat goed lyk. En ek dink dit is die ding met liefde waar ons nou by kom is dat ons sien nog nie daai tafels nie. Ja. In my eie lewe, ek dink in meeste se lewe, maar ook in die samelewing sien ons nog nie die tafels nie. Ons het 'n persepsie van daar waar ek is, lyk dit ook. Ek het met 'n man na die dag gaan koffie drink en toe praat ons so van wat nodig is en as jy sit waar ons koffie drink, lyk alles wonderlik. Almal is lief, almal groet, almal glimlag. Daar's sommer so 2 of 3 pastore in die koffieplek. Dis 'n wonderlik. Ons ervaar die liefde. En as jy eintlik dan nou aan 'n preek moet dink, wat sal jy hier preek? Maar dis nie hoe die tafel lyk nie. Dis een hoekie van die tafel want gaan oor die berg en daar is 'n klomp goed aan die gang. So daai idee van dit lyk nog nie so nie. Dit lyk nog nie of daai vrug al gedra word nie want Jesus het in sy 3,5 jaar van bediening 12 ouens geïnspireer en meer om 'n gemeenskap te bou dat teen die einde van die apostels se lewe het hulle die wêreld verander. Nie en dit is voor Facebook, Instagram, podcast, YouTube, het daai 12 ouens so lief gehad, dat hulle ander geïnspireer het om lief te wees, dat hulle teen
80, 90 jaar die wêreld verander het. Nie net Jerusalem nie. Ja, Hulle het wêreld. die wêreld verander. Daai is effektiewe liefde. Maar dis opoffering. Dis Ek pyn. wil jou laaste vraag vra. Is die vinnige een wat nou gaan kom net, nee. As ek sê ek het God lief met hele hart en met hele verstand, maar ek het nie ander lief nie, het ek God regtig dan lief? Maar jy sê dan Jesus is 'n disipel nie, so nee. Want Jesus het gesê, as jy verander lief het, dan sal mense weet jy is 'n disipel. So ek kan nie God in 'n geïsoleerde omgewing net lief hê nie. Nee, maar jy kan seker op 'n berg iewers alleen gaan bly en jy kan verskriklik lief wees Was ek vir ander almal lief het, daar, maar nee, As dis ek nie nie. 'n verskil maak nie, dan sit Jesus eintlik 'n vraagteken aan my liefde vir hom, dan is dit eintlik net lippetaal. Dan is dit eintlik maar net 'n fariseer oomblik. Want dit is maklik om dit te doen. Dit is baie moeilik om iets uit my beursie uit te haal net, om my tyd te gee of om my ou te dra op 'n draagbaar dak oop te breek, om af te sak net en om by Jesus uit te bring net. Ons hele geloof, Christendom is ontwerp anders as enige ander geloof, want ons is ontwerp om in die moeilike omstandighede in te gaan, in swaar kry in te gaan en dit te verander deur liefde. Dit is as jy nie dit doen nie, Responder ding amper, nie? die mense van die weg wat daai tyd bekend was nie as Christen nie, Christen daai woord van hierdie se mense wat soos Christus lyk, maar die mense van die weg het ingestap in 'n aaklige situasie waar mense siek was, mans hulle vrouens verskriklik verneek, die vrouens moes aanvaar, hulle het 'n families wat siek is buite gelos. Die mense van die weg het gekom en daai mense liefgehad, hulle ingebring, vir hulle gesorg, vir hulle doel gegee, gewys hierdie is hoe jy iemand liefhet al kry jy swaar. Dis die ontwerp van dit. Jesus se hele manier hoe ons moet leef, doen wat ek gedoen het, is om homself uit hierdie omstandighede uit te vat en lewe in oorvloed, maar liefde, ander, verander, ja. Dankie, Rias. Ek hoop ons het mekaar en die Here liewer na hierdie sessie. As ek sal blou aantrek volgende week, dan Ja, kom ons koördineer asseblief. Dankie Gerry. Dankie, Rias. Goeie kap op die tafel.